Welcome back to the Baby Clown podcast. Today I have a very, very special guest. She is my homie. She is an EFC fighter. She's a mom. She is the founder of Bloodhound MMA. She's a baddie and she is motherfucking Stephanie Erasmus. Jy lyk so mooi. Dankie. Jy het die Baby Clown colours on, which is black and pink. Yes. En ek het nie eens vir jou gesê wat die colours Nee, gewees nie. nee, dit was soos 'n mental ding. Ek was like, ek moet daar lyk en ek moet pink dra. So. Hoe ken ek en jy mekaar nou eintlik? Ja, sien, dis nou al 15 jaar probably. Ons het mekaar in hoërskool ontmoet. Nie dat ons Okay. actually maatjies was nie. Nie Want toe nie. Jy was 'n jaar jonger as ek. ja, Net 1 ja. jaar jonger as ek. 1 jaar. So hypoteties, ek was matriek en was jy graad 11, né? Yes. Maar op hoërskool, ons het nie, maar dit is nie oor hoërskool gewerk het nie. Dis nie asof jy vriende was met jonger mense nie. So dis nie Ja. eintlik, we just Nee. didn't, mix in the same circle. No, we didn't. Maar ek onthou op hoërskool was jy was cool. Jy was cool en jy was, ek weet nie, it's like even back then people didn't mess with you, right? No, not really. Not at all. I was always scared of you though. Hoe kan jy my onthou op hoërskool? Ek onthou jy as die haatmeisie. En ek praat bo my wat elke uitjie wou gehad het. Ja. Please, one more time into the camera. And most of the girls just hate it because you're pretty. Yeah, but at the time, it's actually, thank you, I'll take that compliment, but it didn't, at the time, like the most insecure time ever, like, dit het nie noodwendig so gevoel op daai Ja, tyd ek nie. weet, ek verstaan. Maar hoërskool was, so we went to Helpmekaar College, which is in Braamfontein. Ja. En dis 'n private school, baie reëls, baie strict. Ons hoof at the time was Klaas Kienig. Ek het nogal 'n bietjie baie beef gehad met Klaas, maar op dieselfde tyd het ons mekaar respek. Maar ons het stupid hitters gehad soos inspeksie. Inspeksie waar hulle aan jou eyelashes trou vat. Geen juffrou het ooit in my eyelashes gevat nie. Let me just tell you, I was like, put your fucking hand on me and see where this goes. Om te kyk of die meisies mascara dra. Ek kan nie onthou dit. Ek het geweier vir alles. Regtig. Ja. En was jou rok altyd te kort? Ja, Myne ook. natuurlik. En het jy ooit blonde, jy het blonde hare? Ja, ek het ook highlights gekry, ja. Sien, ons is nou nog blond. We were born this way. We were born to be blonde. Dit is veronderstel om so te wees. Ja. Maar ja, ek onthou dit was my baie traumatic want ek was different, ek was autistic, ek was weird and crazy. So I would do things like I would draw on myself. That's also why I have tattoos now. Like I wanted tattoos from the beginning. Jy ook, obviously. And I got into so much trouble daaroor. Maar die ander ding is ja, ek het altyd die binne of net die onderkant van my skoene pink gespray paint. Geen rede nie. Ek dink ek wou eintlik maar net different gewees Ja. het. Maar ja, hoërskool, gelukkig is ons deur dit. Maar Stef, even back then, want jy het 'n ouer sussie, né? Ja. Melinda. Ja, 4 jaar ouer as ek. En sy was scary. Ek onthou, ek weet, was terrified. Baie mense was, maar dit was cool toe ek daar inkom dat sy in matriek was. Dit was Ja. soos, okay, cool. Maar ons is nou almal homies. Anyway, Maar ja. hierdie familie, don't mess with them. Jy doen mixed martial arts. Ek sê dit correctly, né? Yes, MMA. MMA. Ja. Okay, explain MMA to me. MMA is basically soos al die verskillende dissiplines wat bymekaar kom in die cage. So, dis wrestlers, predominantly op die oomblik is dit wrestling, like dis hoe fighters wen meeste van die tyd. Striking, so boxing, kickboxing, Muay Thai, jiu-jitsu, it's all of it put together. So you need to be well-rounded in every single aspect of the game. So ek kom van Muay Thai af. Ek het vir 'n bietjie MMA gedoen. Toe het ek 4 Muay Thai fights en dis toe ek besluit het nee, nou is ek lus vir MMA. So ja, jy moet basically groundwork doen, wrestling doen, striking doen, is well-rounded wees, ja. Boks en MMA. Daar's nie actually soveel boksers wat in MMA inkom nie. Okay. Ja, daar's kickboxers, Muay Thai athletes, Ja. jy weet wrestlers, maar ja, boxing mense bly meestal in boxing. Boksing klink lame teenoor wat julle doen. Sorry, I don't mean that. Hulle wil nie 'n knie gevang nie, Ja, nee. ja, hulle wil nie knie. Ja, dit is, wat is daai ander ding wat hulle so mekaar so wrestle, maar dis fake wrestling? WWE. Ja! Dude, as jy ooit aftree van flippin die UFC af, Oh of die my UFC, dan gaan gosh. jy net met... Ja, net vir die bucks. Sal jy dit doen? Ek meen ja, dis glamorous, dis soos entertainment. Ek meen 'n deel van my cringe bietjie dat dit nie soos regte fighting is nie, want soos Ja. ek wil jou
Ja, jy wil Volk. met bliksem. Ja, moet bliksem. Ja. Maar ek meen as ek retire, As jy retire, Ja. ek dis so 100%. Ek is so lekker om dit. I'd be open to that. Ek sal jou storylines vir jou skryf. Jy het nou al 'n hele paar fights gehad, né? 5 fights gehad. Maar onlangs het jy jou fight teen Bianca Kamfer gewen. Yes. Oh my goodness. Dit was 'n big deal. Julle, dit was regtig incredible. Sy het vir daai girltjie uitmekaar uit ek het al actually jammer gekry. Ek het. Het jy die foto van my gesien? Okay, so ons gaan hierdie foto op die skerm sit. Dit is van Stef na haar fight. Julle sal sien net vir die audio listeners, sy het 'n complete blou oog. Jy het 'n hele kat hier op jou Ja. op jou 'n wang laceration, gehad. ja, 'n sny op my wang. En dis net blou van Dit bo was soos 'n tot- hematoma. tot onder. Het jy enige body obviously waar anders het jy op Ek het nêrens anders seer gekry nie. Net Sy op het jou net my kop draaf afhaal. Is dit? Ja. Okay, but take me through that day. Van die begin tot die einde. Ja, okay, so ek meen ek moes weight maak van 54 wat catch weight is. 54 kg. 54, yes. En anyway, so ek het redelik baie gehad om nog te sny. So die ding is met hierdie amateur fights, gewoonlik sal jy die dag voor die tyd inwy. Okay, dan het jy soos 24 uur om te hydrate, te eet, te slaap, lekker vol te voel, soos 'n good te voel, jy weet. Ja. Ek moes daai oggend van die fight gaan inwy. Okay, so ek was soos completely depleted, dehydrated, soos 'n skraal, regtig skraal. So anyway, ek word wakker, ek vat 'n warm bad om die laaste bietjie sweet uit te kry. Gaan weigh-in, jessie, toe ek by die weigh-ins was, sê hulle vir my, nee, jy gaan nie fight nie. Want jou naels is te lank. Want ek het vir hulle gesê ek het hierdie nail condition. jy's Dit like was a bad bitch. dit was kakkort gemaak, Saloni. Ek het gesit en huil. Ek het my naels gefile deur die vel, deur die hypernicum om my fight te hê vir die hele week voor die tyd. Okay? So dit was drama. Dis Drama daai hele week. 'n halwe uur voor ek fight, kom hulle na my toe en sê vir my, jy gaan nie fight nie, sorry. Ek is besig om op te warm, alles is reg, like mentally het ek myself prepare. Ek's exhausted van die weight cut wat ek nou eers like begin replenish het. Het jy geweet wie jy gaan fight? Ja, Bianca. Okay, natuurlijk. En sy was langs aan my in die ander kamer besig om op te warm. Okay, natuurlik. Ja. Toe kom hulle na my toe met al hierdie drama. Jy gaan nie fight nie. Ek's daar in trane. Asof jy soos 'n dance recital nou gaan doen en jy moet iemand nou gaan regtig, jy moet Iemand geen gaan gaan my- seeronk. Yes. Die. Ek dink dit het iets in jou gestook. Dit het. Ook, jy was kwaad vir die wêreld in daai oomblik. Dude. Hè? Ja, I didn't give up though. I didn't quit. My mind didn't quit. Okay. Ja. Het jy enige spesifieke klere wat mens moet dra? Nee, nie regtig nie. Kan jy fight in jou eie gear? Jy kan, ja. Okay. En hoe lank is die fight? Jy kan fight in jou eie klere, maar hulle gee vir jou gloves en shin pads. O, okay, Ja, want ja, jy ja. is bang jy sit soos ek weet nie 'n spyker in. Yes, 100%. Maar jy sit ek was so 'n spyker in gevoel. Ja, nee, so ek het maar die EFC uniform gedra en ek het nog steeds daai hemp wat soos covered in bloed is. So, ja, you Soos gotta 'n- save it. Ou ramen. Ja. So, hoe lank is die fight? Ekskuus. Die fight is 3 rondes van 3 minute, so 9 minute. Yes, dis lank. Ja. Hoe het jy gewen? Verduidelik vir jy het gewen deur hom haar. Ek het haar submit. Okay, deur Met 'n rear naked choke. choke. Met 'n Rear naked choke. rear naked choke. Yes, go to sleep. Ek wag, kan jy dit vir my verduidelik? Dis spesifiek. Yes. Okay, so hulle het nie verwag dat ek gaan wrestle nie want ek is soos 'n striker. Anyways, die eerste ronde toe land sy ietsie wat vir my daai hematoma gegee het. Okay, my oog was heeltemal toe. Binne die eerste soos 30 sekondes van die fight, Ja. vat ek met een oog. Toe ewe skielik sien ek hierdie bloed. Toe sy my weer slaan, so oor die canvas sprei. Toe sê ek soos, wat was dit? En ek voel en ek sien net my hand is vol bloed. En ek soos, shit, okay, maar fucking knuckle down. En ek knuckle down en eventually toe begin ek soos land. Toe raak dit vir haar overwhelming, so toe draai sy my wrestle. So toe eindig ons op die muur in die laaste ronde en sy draai my wrestle en ek kom uit en ek sien haar nek en toe gryp ek dit. Ja. Dit was glorious vir my om soos 'n MMA debuut te maak en 'n win via finish te kry en submission. Dit was unexpected. Yes. Dit was baie lekker. En ek sê jou hele team was incredibly trots op jou. Ja, hè? dit was. Halfpad deur die fight. So sy het jou geskop. Sy het my
Dis moeilik om te Dis sien moeilik om te sien wat actually gebeur ons het. dink daar was 'n illegal elbow wat geland het. Soos ons was soos ek het soos heavy die distance toegemaak tussen my en haar en ek dink sy het 'n hoekdraai gooi en soos die elmboog het my oogbeen gevang. hierso. Skelmboog. Hier skelmboog, ja. So dit is wat soos die hematoma veroorsaak het. En obviously toe sy sien hoe ek lyk, toe try sy my net die hele tyd weer daar slaan, want obviously any fighter would do that. So sy het net aangehou en aangehou en dit het net gebars. You have to accept that when you step in there, someone is going to try and hurt you as badly as they can. And that's also my job. Was julle nogal amicable na die tyd? Ja, Obviously, it's chill. ons Dis- chat nou nog. Selfs jy, Ja. Dis actually so nice. Dit is. Daar's so min meisies, jy weet wat dit doen. Dit is nice om met mense te kan connect. Ja, there's love Ja. behind it en daar's so min vrouens in hierdie industrie of vrouens wat hierdie interest het. Ek meen obviously moet jy vriende soek waar jy kan en julle kan relate. Ons oor het net al die connect goeie. want soos ons was fight of the night. Baie mense het dit gesê. Sick. Dit was 'n dog fight. Ja. Ek meen, hoe jy nie mekaar se respek na dit kan kry nie. I mean, ek het haar dadelik 'n drukkie gegee na ek haar gechoke het. Dadelik. Stef, jy is so, dis humbling, dis so nice, jy weet in 'n sports environment that you just kind of respect one another. Bianca Kamfer, good fight. Healing, wat kom na so iets. Oh my goodness. Hoe, okay, so hematoma, so jou oogie, hierdie het gepop, hè? Ja, dis die minste van die worries gewees. Moes jy as met steke my- kry? Ja, Die- ja, jy ek het moes, 6 hè? steke gehad, ja. 6. Okay, want jy kan dit nie nou sien nie. You have a really Nee. good plastic surgeon, right? Hulle het dit net daar agter by die UFC vinnig vasgesteek na my fight. Maar dis great, dit is my question. Is hoe vinnig jy soos ernstige facial disfigurement kan hê en iemand moet jou net gou op. Ja. Jy kan forever okay, as a chick, want jy net gou Yes. aan die girly side. So dit maar they did a great Ek job. love my skaar. Jy kan ek dit sien kan as ek nie make-up dra nie, is dit so rooi lyn. Is dit? Maar Ja. hy sal fade, right? Dit Ja, is- hy lyk al baie beter. Ja, Sal- ek seker hy sal. En jy dra dit met 'n Ek's trots. Toe maar ek het ook my scars, maar jy is way cooler. Hoe lank het dit gevat om te heal? Ek is nog steeds besig. Is dit? Ja, die concussion was regtig bad. Hulle het 'n fracture in my orbital gevind. So van die binnekant van my oog af, hier af op my wangbeen was dit gekraak. En die concussion, so jou brein. My brein was so stadig vir weke na die tyd. Ek kon nie eers my skoenveters vasmaak nie. Dis crazy. So is bad, regtig bad. Soos die laaste 2 weke voel ek 'n bietjie beter. Dis die eerste keer wat ek soos kan bestuur en actually weer dinge doen. Ja. Yes. Haarsingskinning is soos glad nie 'n joke. Dis glad nie 'n joke nie en mens moet stadig daardeur kom en Ja. iemand moet constantly op jou opcheck. Is dit nie iets soos jy magies geslaap het vir die eerste Ja, ek het eers baie laat daai aand gaan slaap, obviously, en die volgende oggend toe gaan ek en my man en my dogtertjie hospitaal toe, want my ma was bang daar's bloeding op die brein. Wel, actually my dokter was. Ja. Toe sê jy moet dadelik vir scans gaan. Ja. Toe gaan ek vir CT scans en alles en dit was net 'n concussion, so swelling of the brain en toe vind hulle daai. Maar in die hospitaal, hoe hulle vir my arme man kyk asof hy dit aan my gedoen het. Dylan, jy Ek was I can imagine. Wat sê jou dokter van hierdie hele storie? Hy sê dit is Yes, ja, hy was geskok. is dit Hy was so Is dit soos jou huisdokter? Yes, my GP. Ja. Imagine ek moet net gou na my GP toe gaan en sê ag, gaan ek iemand gaan fight. Ja, hy het geweet ek gaan fight en I love it en Ja, alles en soos maar net. toe ek vir hom 'n foto stuur van hoe ek lyk en toe vra ek vir hom moet ek inkom. Ja. Toe sê hy soos ja. Ja, jy moet inkom dadelik. Ja. Hoeveel van hierdie kan jy dink jy kan jy nog vat? Ek dink hierdie was nou 'n bietjie van 'n reality check. Soos in you're not invincible, you know. It wasn't even the fights because I had so much fun in the fights. Maar hierdie laaste paar weke, soos hoe stadig ek voel en hoe lank dit vat om van so serious hulle head force, blunt force trauma to the head. Dit is hektiek. Jy was in 'n om kar van dit te ongeluk heel, pretty much. letterlik. Jy was letterlik in 'n So kar ongeluk. ek meen obviously die goal is longevity. So ek kyk baie mooi na myself. Gewoonlik sal ek daarmee sukkel. Ek sal maandag terug in die gym wees. Ja. Maar my coaches is baie goed en hulle sê vir my dis okay, relax, word beter. Jy kan nie meer speel nie. So just
enjoying the time with my baby girl, healing. Ja. En ek kan nie wag om weer te fight nie. Ja, she's back, baby. She's back. I'll be back soon. Ek support jou. Ek doen. Want Dankie, ek ek ken sien jou. uit. Jy is so driven. So 5 jaar terug, kom ons gou daar. 5 jaar terug Okay. het ek jy het my gekontak. Dis so ons wel weer vriende geraak het. Yes. Sy sê vir my, "Kyk, cool, jy wil my nou begin coach om net te wat Ons het bietjie striking gedoen. Ons het ook 'n bietjie wrestling gedoen. Ja. Wrestling het ons ook gedoen. Maar dit is die fikste wat ek al ooit was. Regtig. Ja, toe Ja. sit en ek het so hard geoefen want ek wou eintlik net soos 'n model gewees het vir jou brand waaroor ons nou gaan praat. You did a great job. Maar om te actually gesien het hoe hard jy oefen en hoe hard jy actually gestaan word deur jou net jou oefening en geskop word en sulke goed. Dit is 'n constant battle. Dit is jy's constantly eintlik en ek dink jy's constantly in fight mode. Ek is definitief. Ek dink en as 'n job want ek dink dis een van jou jobs is om te oefen. Jou job is om net to attack for like 3 hours of Ja. hoe lank I oefen mean, jy? defense, attack. Ja. You have a lot of adrenaline Ja. all the time. Jy weet, en ek's ook die enigste meisie op ons span. Jy- Dit is hektiek. So ek meen, is altyd ouens. Ek voel altyd minder, jy weet. So ek soos fucking, ek gaan vir jou fucking bliksem. Ja. I bring my A game all the time because En I have to. Dan na dit dan moet jy jou energie wel opbring. So ek Mm. dink net deur jou dag, soos die emotions wat jy deurgaan. En hoe Dit jy is. brand al hierdie calories. Jy kan seker eet net wat jy wil as jy nou nie op Ja, dinges as is ek nie weight cut nie, as ek soos redelik bad. Soos ek eet altyd high protein. Ja. Dit is my goal, Ja. maar ek soos lava chocky. Oh, liefie. Ek onthou jy het eendag vir my gesê, dat jou coach het vir jou gesê, hoorie, ons train nie om 'n fitness athlete te wees nie. We training to fight. So jy moet eet. Dit gaan nie oor Yes. hoe jy lyk nie. En dit was my so 'n mooi ding want dit is so true. Soos jy moet eet in 'n way wat jy sodat dit sustainable is vir jou art. Ja. Sorry, jou art, jou sport, maar dit is art. It is an art. It's Ja. a violent art. Ek is 'n ek gaan nie weer die keer sê Deuce X Famous wat ons gedoen het. Ek gaan daai Yes. foto opsit because I looked amazing en ek was Oh, deel van love haar it. team en dit was so cool tyd. Wag, Dallin. Yes. So, ouma, julle dink sy's hektiek. Dallin is 'n freestyle motocross athlete. Yes. Professional, Ja. monster athlete. Hy's 'n monster, ja, hy's monster gesponsor. Yes. So, yes, julle is wild. Ja, Huh? dit is redelik wild. Julle live soos on the edge, but it makes Ja. so much sense. We get Hoe- each other. Hoe het julle ontmoet? Tinder. That's cute. That's how we Ja, meet hy these was die days. enigste ou wat ek op Tinder ontmoet het. En dit was so Okay. regtig cute. Hy het my vir breakfast gevat. Hoorie? Ja. Is dit nie amazing hoe die universe werk? Nee, dat dit is hulle mekaar amazing. gebring het, nee? Ja. En hoe wild en weird julle is. Ek is so julle eerste keer toe ontmoet het, soos was dit awkward, was dit weird, want hy's Engels, né? Ja, hy is Engels. Okay. En toe ek het jy toe een van sy shows gaan kyk. Nee, nie toe nie. Ek het net gesien hy's 'n atleet. Toe like ek dit en hy het Ah. gelike dat ek ook een is. So ja, dit was bietjie awkward, of course, first date. Ja. Maar but we get each other. Ja, Ja. and we support each other in our dreams. So hy doen flips en goeters op motorfietsse. Yes. Ek het vertel my 'n bietjie van dit. Hoeveel kan hy doen? Extreme stunts. Hy kan baie tricks doen. Ek meen hy was die enigste ou in die hele African continent wat 'n backflip doen op 'n motorfiets. Okay, so hy het toe sy teammates wat hy nou onder sy vlekkie gevat het, ook geleer om te backflip. So nou is daar 2 ander ouens wat ook backflip. En nou het hulle hierdie incredible team, Jungle Rush FMX, dis sy span, dis sy Jungle Rush company. FX. Yes. En hy druk hulle swaar. He's such a good leader. But yeah, these shows are insane, girl. En You hulle should is- come next hulle is weekend. massive. Okay, julle, fabulous. Ons gaan 'n bietjie 'n breek vat gou vir ons sponsor, maar ons is nou terug. Before we dive back into the chaos, a quick shout out to Africa Black, the official coffee sponsor of Baby Clown. If you don't know Africa Black, you're missing out on the coffee experience. They don't just make coffee, they create it. Africa Black roasts their own blends and single origins, supplying everyone from boutique cafes to big corporates. They even craft private label roasts. Their coffee shop is situated in North Riding, Joburg, so if you've ever wanted your own coffee brand, they're the ones to call. They also run a very lacquer barista training school, based on the World Barista Championship standards. So whether you're just starting out or chasing that perfect pour, Africa Black teaches the art and the science behind every shot. Shout out to Africa Black, roasted with passion, brewed with precision, and served with love. Because honestly,
This podcast runs on their coffee. Go visit their website or find them on socials. Thanks. Jy is 'n business owner. What does that entail? So ek meen toe ek dit begin het, toe wou ek 'n kwaliteitproduk in die land inbring, want al die mense wat ek coach vra, where should I buy gloves? I want gloves. En ek hou nie regtig van wat ons het nie. Like gaan Sportsman's Warehouse toe. Betaal baie geld, kry iets kak. Ja, en Jy alles, weet. En ek was soos daar's actually 'n gap in die market vir 'n cool product, 'n goeie product vir gear, shin pads, boxing gloves, you name it. Toe begin ek werk om die brand te bou. Jy weet, dit was flipping scary. Like I put all my savings into it and I was like, this is going to work. And 4 years later, yes, it's becoming one of the most popular brands amongst fighters. So I'm very proud. And the product is beautiful. It is. These are the purple haze that ek sien. Oh my, she could nice as he. So ek design hulle, die En jy- klere en die fabrics en alles. She has every single color. What is your favorite in hierdie ene? So ek bring elke so 4 maande bring ek 'n nuwe range uit. Dis altyd ander klere, Wat maar ons se bring kleur? 2 popular klere terug met hierdie Die ene. groen ene, die groen. Viper, ek dink is sy naam. So die Vipers het ons nog. Ja. Ons doen die military green weer, daai soos dusty green. Dit is so. Hoe cool is hierdie? This just makes me feel like somebody. En dit maak dit meer style. More women probably want to do it because they have better things Yes, to wear. any ouens dude, hulle love it. Ek super Ja. trots. En al haar models is soos Regte fighters. Ja, regte only fighters. shoot fighters. Dis incredible. En ons sponsor professional fighters. Ja. En ek werk met hulle en dit is soos regtig cool om die industrie te bou ook. Ja. Ja. As iemand soos nice gloves van Thailand wil koop of oorsee, dan kos dit hulle soos oor die R3000 om dit hier te kry, die import tax en alles. Ja. So toe dog ek net, nee, I got to do something about this. Ja. Ja. Go buy gloves. Even al wil jy nie fight nie, do it for the fashion. What is the biggest misconception about female fighters? So wat ek baie kry is soos mense sal my leer ken en dan wees soos ons het altyd gedink jy soos heavy mean of soos heavy violent of kwaai. En ek sê soos dis glad nie wie ek is nie. Dis my sport. It's like an alter ego. You know what I mean? When I step into the cage, yes, I mean violence. Maar ek's nie 'n violent mens nie. Like so baie keer is mense intimidated daardeur of hulle dink ek's butch of hulle dink whatever. Like ek het al baie name gekry. Maar die grootste ene sal ek sê is dat mense dink ek's aggressief. Ja. Okay. Maar jy is eintlik 'n girly girl, dude. Jy het die pink 100%. en die glam en Ja. En dis net een ding wat ons so het in common is make-up. Ek onthou jy het eendag vir my 'n make-up palette gegee en ek gebruik hom nou nog. Ek dink elke dag aan jou. Ek is so 'n Dis tiger ene. cute. Het iemand jou al ooit probeer fight in 'n bar? Julle Nee. mag nie. Soos MMA fighters mag nie. Nee. Jy mag nie beklei buite die ring nie want dit is nie legal Nee, nie. jy's basically soos 'n weapon. Ja, jy's so, weapon, ja. Jy gaan afkak as jy iets soos dit doen. Dis it's not a good use of, you know, skill and power. It's knowing how badly you can hurt another person if you want to makes you not. So having that control, you know, is life-changing. Knowing I can, but I won't. Ja. Obviously unless I need to. So nee, ek meen tensy ek regtig dit moet gebruik sal ek nie. As jy vir ons girls enige advice kan gee, om to overcome your anger in that moment instead van om my girl se hare te gryp en soos 'n idiot te lyk, what would that be? Ek sal sê like meeste meisies sal ek aanbeveel om actually deel te neem aan 'n martial arts gym. It teaches you the skill, control, respect, discipline, how to defend yourself. Maar jy gaan dit nie kan doen as jy nie iemand is wat dit constantly oefen nie. Dit moet second nature wees. So ek sal altyd aanbeveel vir soos jong meisies like doen jiu-jitsu. Jy weet jiu-jitsu is soos die least violent form of martial arts. Jy kan iemand net submit, iemand vinnig aan die slaap sit of whatever as jy nodig het om dit te doen. Jy weet sonder om iemand se like kop teen die pavement te slaan. Yeah, because So- a lot of women walk around with a lot of anger. Dis die ding. And it can come out anywhere, veral as Suid-Afrikaanse vrouens, jy weet. It's just ons het anger, ons het Ja. stress, ons wil ook goed breek, ons wil ook goed rondgooi. But we need to find a healthy way to release that nie op mekaar nie. Dit is 100%. maar- Martial arts haal dit uit my uit. Ja. Ja. Ja, dis Ja. dis so mooi. Like honestly, jy's eintlik so zen. As jy nie 'n fighter was nie, wat sou jy gedoen het? Ek sal geloof het om 'n popstar te wees. Ah!
I would have died to be a pop star, Ek sien dit vir jou. but I can't sing. Baby So girl, fighting it dis is. Okay, jy kan sing, jy maak vir jou album anyway. Wat se advies sal jy hê vir die meisies wat MMA fighters is of wil wees? Okay, ek sal sê die grootste ding wat my bang gemaak het toe ek begin het was om net in die gym in te gaan. In die fighting gym, dis so intimidating. I mean, if you don't know fighters and you don't know, the setting, you can be very intimidated. I remember driving to FFM, my old gym, 3 times before I went through the door. I was scared, I was nervous. So it's just about taking that first step, find a good gym, people will help you. There's honor amongst most fighters. So just start, just put your foot through the door. Wat doen jy vir fun? Waar gaan kyk vir talent? Wat is 'n interest wat jy regtig love? The lays, regtig. Soos eating snacks and lazing is my favorite thing. I work so hard at training and with Bloodhound. Wanneer ek actually soos 'n breek kry om te doen wat ek wil doen, is dit soos Desperate Housewives and chill. Is dit Ja. die little retro TV? Definitief. Ek sal nie sê daar's enigiets soos too exciting nie. Like my life is exciting enough. Do you think there is some controversy over women in fighting still? En ek verstaan dit ook van soos jy weet een van Tannie wat nou in Flippin Benoni bly of whatever. En sy kan nou nie verstaan hoekom hierdie twee meisies nee, mekaar nou piets op 'n TV nie. Ja nee, ek kry baie van dit, baie. Die ding is hulle soos dit's nie jy's so mooi of dis nie vir meisies nie. Hoekom sal jy nou dit wil doen? Ja. Dis soos want ek geniet dit. Hoekom? Ja. Ek sê jy sal dit nooit verstaan nie want jou brein is nie so gewire nie. And it's like I stopped trying to explain it. If you don't like it, you don't like it. Sweet. That's your problem. Ja. Baie mense hou nie daarvan nie. Ja. Baie tannies hou nie daarvan nie. Maar even my tannie, sy het my surprise. Jy weet, like my tannie Margaret, sy was by my laaste fight. Jy sal nooit verwag dat sy ietsie soos dit sal like nie. Veral nie met hoe daai fight gegaan het nie. Sy sê vir my that was the best money I ever spent. Hoorie, dit is nou ons tyd. Oh, dit was Maar hierdie was lovely. special. Dankie, girl. Fokkel Natuurlijk, op, ek sal. En ek love jou. Ek love jou ook. Julle baie dankie dat julle gekyk het. Asseblief gaan kyk na Bloodhound MMA, na haar brand. Ek sal dit hieronder link. Baie dankie dat jy was. Baie groete en liefde en dankie aan my sponsor Africa Black Coffee. Lekkerste koffie ever. I love you the most and yeah, have a beautiful day. Ciao bye.